Goeiemôre, good morning. Dankie dat julle nog 'n koue wintersoggend saam met ons kom spandeer. Inderdaad, baie welkom by ons. Baie lekker hè, ons het nou alles hierso, sportnuus en ek. En moeilikheid maak. Dis nou jy, Ons hou dis jou jou afdeling. Okay, maar luister, aangesien ek nou net voel ek is die moeilikheidmaker, Ag, kan ek vandag die line-up met ons mense deel. seker, Els? asseblief. Dankie, Ja. Annie, alright, nou right. Spits ons ore. Vandag in goeiemôre. Kyk ons na 'n belangrike hofuitspraak oor wanneer konflik na egskeiding wel as gesinsgeweld beskou word. Ons gesels ook met twee van Suid-Afrika se top hardloop atlete oor hulle sukses by die wêreldkampioenskappe, hoor van 'n besonderse Mandela Dag ete wat geskiedenis en kos saambring, en dan is Christian Baartman ook hier met sy nuwe enkelsnit Zaan skiet sy droombok. Hoe lekker is dit? Daar's sy. Sy droombok. Zaan skiet sy droombok, kan nie wag om agter die kap van die bou te kom met daai. Ek self. Ja. Wel voordat ons daarby kan uitkom, het ek nou eers 'n baie ernstige storie wat eintlik nie lekker is om te deel nie, maar ek voel dit is belangrik om hierdie bewusmaking te skep. So, die afgelope Saterdagoggend kort voor 11:00 is die private sekuriteitsmaatskappy Reaction Unit South Africa of terwyl RUSA deur 'n hartverskeurende noodoproep geruk. 'n Inwoner van Birdhaven in KwaZulu-Natal wat verkies om anoniem te bly, het in trane van 'n gruisame toneel op die R102 tussen Verulam en Ottawa vertel. Volgens die vrou het sy gesien hoe die insittendes van 'n bewegende voertuig wat teen 'n hoë spoed suidwaarts gejaag het, talle katte by die voertuig se vensters uitgooi. Sy was so geskok deur wat sy aanskou het dat sy blykbaar nie die besonderhede van die voertuig of die mense daarin kon onthou nie. Nou RUSA beamptes wat na die toneel gehaas het op 2 dooie katjies wat sowat 400 meter uitmekaar in die pad gelê het afgekom. Die hoof van RUSA het die voorval bevestig en ook gesê dat sy span tans die omgewing vir enige ander katjies wat dalk beseer is en dringend mediese hulp nodig het, fynkom. En daar is ook 'n ernstige beroep gedoen op die publiek om te vra dat enige iemand met enige inligting wat kan help om hierdie skuldiges vas te trek, hom dan nou direk by 072 170 6100 kontak. Die span sal voortgaan om die gebied te patrolleer in die hoop op geregtigheid vir hierdie diertjies. Ek is baie jammer, maar dit maak nie vir my sin dat mense so iets kan doen nie. Ek spreek myself nou baie sterk uit, maar dit was vir my ontstellend geweest om hierdie storie te lees, en dit is jammer dat die persoon wat, jy weet, op hierdie toneel nou beleef het, nie die besonderhede kon onthou nie, maar ek kan nie dink dat enige mens so iets aan 'n dier kan doen nie. Ek dink die eerste ding wat mens moet sê is, as iemand so iets sien, gryp net jou selfoon en neem foto's. Dis die maklikste ding om te doen. Selfs al is jy geskok, probeer kop hou, want dis die beginpunt hoe mens sulke goeters stop. Tweedens, hoe jy so iets doen, verstaan ek glad nie. Dit gaan my te bowe. Mens ril as jy sulke stories hoor. Eerlikwaar. Ja, kyk, hierdie is 'n tipiese storie wat almal van ons warm onder die kraag maak. Ja. Want dit is regtig nou iets, dieremishandeling, mensemishandeling, enige mishandeling van enige vorm. Ek dink dit staan niemand aan nie. So ja, asseblief, ek hoop die mense hou hulle oë oop en hulle ore oop. Iewers gaan daar dalk 'n ou geselsie ook uitkom wat mense dalk sê, ons het dit gedoen of dat gedoen. Ja. Wees skerp en meld dit aan. En ek wil wel sê, wanneer jy mens kyk na die reaksie op sosiale media, gee dit my redelik hoop om hierdie storie dalk dan nou wel die positiewe lig daarin te sien, is om te sien hoe die mense almal, die meeste Suid-Afrikaners voel dat hierdie mense wat dit gedoen het, swaar gestraf moet word en is teen dit gekant. Ja. Niemand dink dit is snaaks nie. So ek hoop hulle word vasgetrek. Dit is net jammer, en veral ook nou as hulle weet daar word na hulle gesoek. Ja. Dink ek gaan hulle nog meer wegkruip. So Laaste puntjie vinnig, visuele polisieering is nog 'n ding. As daar meer polisie is wat hulle werk ordentlik doen, dan is daar minder kans vir hierdie soort van ding. En dan die laaste ding, my laaste 5 sent in die stywerbeurs, is wat is die straf vir hierdie soort van ding as iemand skuldig bevind word daarvoor, en moet dit erger gemaak word sodat mense 7 keer dink voordat hulle iets so 100% onmenslik doen. ek wou gesê het, ek dink wetgewing rakende dieremishandeling in ons land kan gerus so 'n bietjie strenger wees. Ek stem. Kom gesels met ons sal graag 'n bietjie in diepte gesprek daaroor wil voer. Ja. Nou ja, ek het vir julle nog 'n storie en hierdie keer het die vere gewaai. Oor ietsie heeltemal anderste. Nadat 'n vrou maandag aanlyn gekla het dat
omgewingsgesondheidsinspekteurs van die Kaapstad Metro 'n kennisgewing aan haar uitgereik het omdat sy wilde voëls by haar woning in Durban wil gevoer het. Die vrou beweer die inspekteurs het in Junie by haar opgedaag nadat 'n kwaadwillige buurman in aanhalingstekens gekla het. Die kennisgewing lui dat sy artikel 28 van die verordening oor diereaanhouding oortree het. Volgens hierdie reël mag niemand wilde diere doelbewus voer nie, behalwe as jy nou natuurlik 'n voëlvoerbak gebruik. Om kos direk op die grond te strooi is blykbaar taboe. Brett Herron van die Good Party het die voorval as oorregulering beskryf. Hy meen dit is 'n voorbeeld van kruipende Autoritaire. Ja, dis my woordjie vir die dag, julle. Autoritaire. So vroeg in die oggend, my koffie het nog nie ingeskop nie, maar hy het gesê dis te veel kan nie my woord vandag nie. Autoriteit. Daar sê. Dis die woordjie, né? Daar sê. Autoriteit, autoritisme. Daar sê. Want hier staan nou tot in 'n private agterplaas wil regeer. Ek het julle gesê ek sien moeilikheid maak hier vanmôre. Volgens Herren het 'n gesonde demokrasie burgers wat vry is om voëls te voer sonder 'n toestemmingsbrief van die metro. Nou ja, die metro se Francine Higem sê egter die herrie is 'n poging om waninligting te versprei. Sy verduidelik dat die inspeksie gewys het dat die toestande op die perseel onhygiënies was. Daar's op glo dosyne voëls binne en buite die huis, saam met baie katte en konyne aangehou. Die oormaat voëlsaad op die grond het knaagdiere gelok, wat natuurlik ook 'n gesondheidsrisiko vir die bure inhou. Higem benadruk dat die metro nie voëlvoerbakke verbied nie, maar dat hulle moet optree wanneer 'n situasie ongediertes lok. Sy sê dat dit die 4de sodanige kennisgewing in 5 jaar is en dat amptenare bloot hulle werk doen om openbare veiligheid te verseker. En vandag is my woordjie Autoritaire. Autoritair, jammer is tarisme. Tarisme. Dis tarisme. Daar is hy, dankie. Ek wil net baie dankie aan ons teksskrywers wat vanmôre vir my Ja, wat so mooi vir Dis jou jou geskryf het. Maar nou interessant genoeg, sy het met ander woorde saad op na agterplaas gegaan. Ja. Maar duidelik lyk dit vir my lok dit toe nou al hierdie ongewenste ander gediertetjies en goeters. En die bure, party mense sal sê ja, hoekom mag ek dit nie doen nie, maar het jy al gesien hoe lyk party mense se agterplaas en goeters. Dit lyk maar 'n bietjie onversorgd en is net 'n hoop rubbish. Die vraag is as dit ware, as dit jou buurvrou was, hoe sou jy gevoel het? Want ewe skielik is dit nie meer higiënies nie. Ek meen die metro sou nie gaan optree het as dit nie skoon was nie. En dis deel van die probleem, nie waar nie. My vraag is, wat gaan aan met die mense? Oor wat? Oor dat hulle kla of oor dat hulle diertjies Nee, om so op te tree, net so vreemd op te tree teenoor diere. Konyne, katte wat in die huis aangehou word, dis net dit mekaar speel, ek weet nie. Ek weet nie meer. Ons het vir jou kom Kan jy vir kry. my nog 'n koppie koffie Ek gaan vir jou nog 'n koffie Asof maak. jy nou een Tee gaan liewer hoor. dalk. Ek gaan vir jou 'n koffietjie maak dat jy autoritair voel. Okay. Ja, sê ja. Een van daai. Dis my woordjie vir die dag. Ek is so bly. Maar ek gaan nou my autoritaire stempel neerdruk. En Sê ek hom, gaan sê Pieter. bly jy waar jy is, want ons is nou weer terug. Autoritair. Dis goeiemôre, good morning. Hartlike goeiedag.